Droomdelwers deur Esta Stein, hoofstuk 7. Die volgende aand het Vosvielander sy eie meeting in sy huis gehou, onder in Vygiestraat. Die hele straat was vol mense gewees, en die wat buite was, het toe begin om motorbanne aan die brand te steek. Daar was 'n swart wolk oor vlaktevlei gewees. Gerald was die hele tyd stil. Hy was besig met sy preek, en hy wou nie eet nie. Jemina het tomatiebredie gemaak, maar hy wou nie eet nie. Hy het lang tye op die jetty gaan staan, soos wat hy maak as hy dink. Toe hy daai Sondag op die preekstoel staan, het ek geweet dat God met hom gepraat het. Dit het vir my kompleet gelyk of sy gesig blink. Hy het sag gepraat, soos een wat nie asem het nie. Die kerk was stil. Julle is die sout van die aarde, het hy uit Matteus uitgelees. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer as om buite gegooi te word en deur die mense vertrap te word nie. Hy het gesê die vlaktevleiers gaan vertrap word as hulle nie weer sout word nie. Die Here God moet ons almal weer ware soutmense maak. En toe het hy gesê dat hy ook weer gesout wil word, want hy is 'n vlaktevleier. Hy sal altyd een wees. En daarom, geliefde vlaktevleiers, het ek besluit om my nuwe aanstelling in Atlantis te kanselleer. 'n Kaptein van 'n boot spring nie eerste af as sy skip in 'n storm beland nie. Hy wag tot sy bemanning veilig is. Ek sal hier wees tot die Here ons skip laat uitvaar, tot by kalm waters, tot by seehawe van heil, en tot dan sal ons saam staan. Ons sal die Here dien en hom aanroep in ons nood. Ons sal terugkeer na hom toe en ons sonde bely. Ons sal vra dat hy ons land genees en ons sal sy naam kragtadig verkondig. Want as hy vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy voel hoe die trane in sy oë brand. Hy sien Jemina sy afgetrokke gesig in die derde bank, hoe Dougie en Denver na mekaar kyk met lang gesigte. Hy sien vir Rebecca en Tommy in een van die agterste banke. Sy kyk na hom met haar groot oë, soos die van 'n bokkie. Hy sluit sy klam hande saam in gebed en roep uit: Ek slaan my oë op na die berge. Van waar is daar vir my hulp? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Op daai oggend het ek die Here so jammer gekry, want hy is die een wat altyd 'n plan moet maak. Selfs al lyk dit of daar nie 'n plan is nie. Ons wat sê ons laat ons oë oop na die berge, al het ons nie eens 'n berg nie, al het ons net die koppies van Klein Kloof, met sy duistere geheime. Wanneer Gerald na die diens uitstap, is dit Gretel wat eerste by hom is. Sy omhels hom. Ek is baie bly, Gerald, jy doen die regte ding. Ons het jou nou nodiger as ooit. Oor haar skouer soek sy oë na Jemina. Hy sien hoe sy in haar deftige geel en swart pakkie haastig oor die meenpastorie stap. Toe stap. Hy kyk onseker na Gretel. Dankie, Gretel. Moenie twyfel nie. Daar sal wel weer 'n ander beroep vir jou wees, maar vlaktevlei gaan net een keer hierdie krisis beleef. Ek weet. Hoe gaan dit met Rudy na nou die aand? Ek weet nie. Ek het nie meer veel kontak met hulle nie. Hulle is daar en ek is hier, wêrelde verwyder. Jemina steek die hoenderstukke in die oond, haar kop maal. Sy het nog nie haar kerkklere uitgetrek en haar voorskoot aangesit nie. Sy wil net die kos en die etery klaar kry en gaan lê. Buite, onder die bloekombome voor die groen hokkie, hoor sy hoe Denver en Dougie met Tommy speel. Sy hoor hulle lag en gil, en dan kom Gerald in. Sy wil nie na hom kyk nie, want sy weet nie wat sy nou eintlik vir hom moet sê nie. Hy is mos nou die groot kaptein van die sinkende skip, die held. Maar is nie te sê dat sy of Denver of Dougie saam met hom op die bly skip wil wees nie. Hy kom agter haar staan en sit sy hande sag op haar skouers. Ek kon nie anders nie, Jamie. Ek kan nie die mense hier los nie, nie nou nie. En wat van my? Kry sy dit uiteindelik uit. Draai haar om en haal die reis uit die kas uit. Jy het nie gevra hoe ek voel nie, want jy weet hoe ek oor Atlantis voel. Dis 'n kans wat ons almal so lank voorwag. Maar nee, nou moet ons hier bly sit tot die stootskrapers die plek omdolwe. En waar is ons dan? Sonder 'n kerk en 'n skool en werk. Het jy daaraan gedink? Jamie, ek weet dit alles, sê hy sag. Nou hoekom dan? Wat hou jou nog hier? Wil jy nou eers die hele vlaktevlei probeer bekeer? Partykeer kry mense baie sterk gevoel in jou hart en jy weet dit kom nie uit jouself uit nie. Jy weet dit van bo af en dis wat gebeur het. Sy draai op haar hak om. Jy moet net baie seker maak waar daardie gevoel regtig vandaan kom, want ek gaan nie aan een goeie rede dink om hier te bly nie. En dis wat my seer maak, dat jy nie vir my in die saak geken het nie. Dat ek soos 'n sot in die kerk sit, sonder om te weet wat in my man se kop aangaan. Sy donker oë is oneindig hartseer. Jemina, ek is jammer. Ek is regtig jammer. Toe ons vanmôre kerk toe stap, het ek nie geweet nie. Maar toe ek die gemeente voor my sien sit, almal van hulle, toe het ek geweet,
dat my werk hier nie klaar is nie. Ek het nie 'n keuse nie. En asseblief, jy moet my help. Sy kyk nie na hom nie. Sy gooi 3 koppies water op die rys. Hy sien hoe die spiere in haar nek styf trek. Hy wil sy arms om haar sit en haar vashou, maar hy kan nie. Die gaping tussen hulle word by die sekonde groter. Jemima? Haar rug bly op hom gekeer. Sy praat oor haar skouer. Skil so lank die aardappels, ek wil my klere gaan uittrek. Hy loop uit op die stoep, buite onder die bloekombome, speel Denver, Dougie en Tommy met 'n sokkerbal, en Rebecca speel kaalvoet saam. Hy draai vinnig om en gaan in, voordat sy hom sien. Net voordat Gretel die deur van der shirts oopsluit, sien sy vir Leandra wat besig is om mossels op die rotse te pluk. Sy sit haar Bybelsak op die stoep neer en stap waaiend nader. Guten Tag, wil jy inkom vir koffie? Leandra loop haar tegemoet. Ek dink nie so nie. Silly is hier, sy is sopnat. En dan eers sien Gretel vir Silly wat uitgelate met klere en al in 'n poel rondplons. Sy haar belangstellend dop. Ek het haar lanklaas gesien. Sy is pragtig. Ek wonder soms of sy ooit regtig so groot word. Gretel kyk simpatiek na Leandra. Hoe oud was sy destyds? 11. Sy was baie intelligent. Sy het my pa aanbid, oral agter hom aangeloop. Waar was sy toe Sy was eend weg, in die kajuit van 'n stootskraper. Die slag van die ontploffing het haar grond toe laat val. Hulle staan 'n ruk na Silly en kyk wat op en af spring en dan plat in die poel val. Teen hierdie tyd is haar hare ook nat. Het sy ooit behandeling vir haar toestand ontvang? Ek bedoel sielkundige hulp. Sy was lank in die hospitaal met 'n gebreekte heup en die dokter het haar 'n psigiater verwys. Maar daar het nie veel van gekom nie. Daar was soveel ontwrigting, die hofsaak was hangend en Gretel se blou is ernstig. Dit is seker selfs nou nie te laat om hulp te kry nie. Ek sou graag wou, maar ek kan nie van hom veel verwag om nog ekstra kostes. Hy doen reeds so baie vir ons. Ek vra maar net omdat ek 'n vriendin in die Kaap het, Debbie Jansen. Sy is besig met haar teses oor kindertrauma. Sy kom Woensdag deur om die prente te kom haal wat ek vir haar gedoen het. As jy wil, kan ons reël dat sy bietjie informeel met Silly gesels en 'n opinie gee. Leandra kyk haar verras aan. Baie dankie, ek sal bly wees. Silly kom met haar natrokpelle aan met die mandjie vol mossels. Hallo Silly, sê Gretel. Aunt Sweetie gaan vir ons mossels maak, sê Silly ingemome. Wanneer hulle by die mandjie mossels met die bonthuis aankom, gee Sweetie vir Silly net een kyk. Jette Jeremia, kyk hoe lyk jy, sopnat. Jy gaan met 'n blaas sit as jy groot is. Loop gaan trek eers vir jou droog aan. Dan begin ek slank met die mossels. Boeta kom ek by. En kam jou kop ook. Jou hare kan nie so staan nie. Hy kyk haar agterna soos wat sy oor die werf voorkant toe loop. Sy word nou groot, sê hy vir Leandra. Maar mens sal dit nie, hy sê as jy haar sien nie. Miskien, dink Leandra, sal die afspraak met Gretel se vriendin die een of ander antwoord bring. Hulle gaan sit in die kombuis by 'n Bontie, wat afgetrokke lyk. Boeta help vir Sweetie om met die spulmossels in die pot te kry. Oom Bontie vry voor sy snor en sug. Môre gaan gesweerde blou maandag wees. Dis forklifter die Vrydag gaan staan. Dis die bearings en vulls beneek. Dit gaan baie geld kos. Ja, oom Bontie, vererg Leandra haar. Al wat ons altyd moet aanhoor is van hoe hy sukkel en van my pa se skuld. Toe ons nog hierdie soutmyn gehad het ons nooit gesukkel nie. Oom Bontie betrag haar. Dit was goeie tye daardie. My ma het gesê pa waag 'n groot kans met Kleinkloof. En miskien was sy reg. Dit was seker maar die quarry wat so baie kapitaal gevat het. Oom Bontie kyk ver oor die rand van sy beker koffie. Hy moes daardie tyd geld insteek vir nuwe voertuie, weet ek, en toerusting. Maar een ding is seker, Hendrik was nie onverskuld nie. Dit onthou ek ook, oom Bontie. Hulle sit 'n ruk stil. Oom Bontie stoot 'n diep sug uit. 'n Ander man se boeke is duister. As hy werklik in die nood was, kon hy die klipgroef verkoop het. Samuel se maatskappy het belang gestel. Oom Bontie kyk haar aan en klink versigtig. Phil sê Samuel is doenig in die agterkloof. Hy het 'n plofstofkundige laat kom om samples los te skiet. Smaak my, hy dink daar's een of ander soort van graniet. Hy gaan dit laat toets in die Kaap. Graniet, oom Bontie. Oom Bontie glimlag by homself. Dis vir hom so lekker as hy so nuuskierig raak. Dis soos ek verstaan, hy sal seker weet. Sy lyk agterdogtig. Klink vir my baie snaaks, oom Bontie. Hoeso? Hy weet meer as wat ons dink, en ek weet nie of ek hom vertrou nie. Ag leentjies, die man is nie 'n skelm nie, dit kan mens mos sien. Boeta laat sy dik stem hoor. Ek dink hy's agter mekaar. Leandra gee vir Boeta 'n kyk. Wat weet jy, Boeta? Hy hang uit saam met Patricia Redlinghuis. Oom Bontie lag ondreend. En hoekom nie, leentjies? Hy is enkel en hy is hierbaar en die jagseisoen is seker oop vir 'n man soos hy.
Dis sy wat hom jaag om Bontie. Sy hang aan hom soos 'n klein flerrie met daai lyf van haar. En dit tref haar skielik. Hy sal seker Saterdag saam met haar na die partytjie toe gaan. Oom Bontie kan dit nie hou nie. Hy begin snork soos sy lag. Lentjies, is jy jaloers? Kek, jaloers, asseblief oom Bontie. Hy sien die blitse in haar oë. Sy is een en dieselfde soos Hendrik Royal, dink hy met weemoed. En toe staan Celie in die deur. Haar swart hare is pragtig geblaas en dit hang in sagte krulle oor haar skouers. Sy het 'n mooi wit rok met 'n string rooi krale aan en daar is lipglans op haar lippe. Leandra staar haar aan en weet dis Lucia se werk. Boeta kom waarderend nader en vat met sy grove hand sag oor Celie se ligkop. Jy lyk regtig mooi, so Celie. Ek is bly, Boeta. Jy lyk nou vir my soos 'n groot meisie. Ek is mos al groot, Boeta. Eers weet Boeta nie waar om te kyk nie. Hy raak rooi. Hy gaan loer oor aan Sweetie se skouer. Hoe ver is ma met die sous? Sy dik stem het dun geword. Mara is die ene ontevredenheid wanneer sy die kos op die tafel sit. Wat help dit mens kook en dan loop jy teeler daaroor kan by Sweetie? Ag ma, sê Lucia. Maar weet mos hoe erg Celie oor Boeta is. En dis die probleem. Dan dres jy haar nog op met lipstiek en al. Jy's besig om haar voor haar tyd ryp te druk. Dis nie 'n goeie ding nie. Boeta is al 'n uitgegroeide man en hy's glad nie te dom om drange te hê nie. Good grief. Ma, Abraham het altyd gesê mens moenie slapende slange opwek nie. Haai ma. Op die ou end sit ons net moeilikheid, groot moeilikheid. En dan is dit te laat. Ek sê maar net, raad sy en sorry. Ag ma. In die stilte van die skemerkerkie blink die straatlig van buite af op. Die twee vol nagmaalglasies. Tja, sug oom Keppies. Ja bro, sug Koster ook. Hulle skiet die slukkie rooi volg in hulle kele af en vryf die glasies met hulle voorvingers skoon. Maar hulle bly sit, asof die harte vanaand te swaar is om op te staan. Bro, sê Koster skielik. Ek wou jou nog vertel het van die man in Kleinkloof. Wat vir 'n man, vir ons om Keppies. En toe het Koster met 'n ander storie by my aangekom. Die storie van 'n man wat klippe skiet in die Kleinkloof. Koster se neef Klein Jan se seun Tappies het glo gehelp om die klippe aan te dra. Toe sê Koster hy weet wie die man is. Hy is Samuel. Hy staan met 'n tent en 'n karavaan in die Kleinkloof en hy koop al sy kos by my Sweetie. Hy is 'n klipdokter en hy weet wat hy doen. Maar Koster kon nie sê wat hulle met die klippe gemaak nie. Ek het 'n snaakse gevoel te gekry oor hulle aan die Kleinkloof begin krap. Van die dag van die ontploffing af was daai grond vir my heilig soos Moses se berg in die groot woestyn.